Goeiedag, ons kyk na die tweede gedeelte van die video oor graan en oliesade en in hierdie besondere video konsentreer ons op die FSA graan en oliesade en die invloed wat dit op die Suid-Afrikaanse graan en oliesade bedryf het. So eerste instansie die FSA aanplantings wat op 31 Maart uitgekom het. Ten spyte van verskeie argumente dat die mielie-aanplanting sou daal, het dit in effek gestyg van 94 tot 95,3 miljoen akkers. Die linkerkant se skaal gestyg van 95,3 miljoen akkers. Hierdie 94 miljoen akkers was reeds 19 Februarie in die mark, want dit is die Agricultural Outlook Forum wat hulle toegehad het, wat die vooruitskouing vir konaanplantings reeds uitgegee het. So dis nie 'n nuwe syfer dat dit sou daal nie. Die argumente dat dit verder sou daal was ook verkeerd, want is in effek na 95,3 miljoen vanaf die vooruitskouing van 94 miljoen gestyg en 95,3 miljoen op 31 Maart is die intensies om te plant dieselfde wat ons in Suid-Afrika in Oktober het. So, wat is die effek? 95,3 miljoen akkers is rondom die derde grootste ooit. Daar is 98,8 miljoen akkers, daar is 97,3, so omtrent gelykstaande aan 95,4 miljoen akkers daar. Baie hoë opbrengs, maar wat anderster is as die 97,3 miljoen akkers, is die ontsaglike opbrengs hier op regterkantste skaal van 183 bushels per akker, net 'n bietjie minder as 186,5 bushels per akker vir die 25-26 seisoen. So 26-27 word daar gekyk na 183 bushels per akker of 95 miljoen akkers, en daai 183 is ver bokant die gemiddelde bushels per akker van 176 bushels. Dit is daai lyn daar wat 'n verstommende 11 ton per hektaar nasionale gemiddeld vir die FSA is. So ook het die FSA reeds op 19 Februarie by die Agricultural Outlook Forum 4 miljoen akkers toename in soja aanplantings voorsien, was 'n vooruitskouing. Dit het in effek effens gedaal van 85 miljoen na 84,7 miljoen akkers hier op die linkerkant se skaal, so 84,7 miljoen. Die styging is dus van daar na daar. Daar is dus wel 'n styging in sojaboonakkers, maar dit is nie nuwe nuus nie, want dit was reeds op 19 Februarie in die mark, maar die werklike intensies op 31 Maart het in teenstelling met verskeie gerugte of nuusberigte in die verband gedaal en nie nog verder gestyg vanaf 85 verder gestyg op 5 in effek gedaal na 84,7 miljoen. So daai effense styging daar van rondom 3,5 miljoen akkers is die effense styging wat ons hier sien van 3,5 miljoen akkers by kom. Die opbrengs, dit is die verwagte opbrengs, bushels per akker. Natuurlik het hulle nog nie begin plant nie, maar dit word voorsien dat sou produksietoestande normaal wees op 63 bushels per akker. Dis heelwat hoër as die gemiddeld van 50 bushels per akker, wat 3,37 ton per hektaar nasionale gemiddeld is. Myns insiens het die prysverhouding nie, ten spyte van die argumente dat konaanplantings dramaties sou daal, het die prysverhouding tussen kon en sojabone dit nie geregverdig, want die prysverhouding op hierdie stadium, die stroopverhouding, met ander woorde sojabone in November versus kon in Desember,
is kleiner as 2,5. Dit moet heel wat groter wees as 2,5 om sojaboon aanplantings te stimuleer. So die prysverhouding het nie die argumente ondersteun dat daar 'n dramatiese afname in konaanplantings sou wees nie. Daar is 2 prysdrywers in die FSA-mark wat primêr op sojabone inwerk. Die eerste natuurlik is China se sojaboon verbruik versus produksie. Dit is hierdie verstommende grafiek waarin ons sien dat die produksie van sojabone nou nie werklik konstant bly nie, maar heel wat minder bly as die buitengewone sterk styging in verbruik van sojabone. Soveel so dat produksie op hierdie stadium 16% is van verbruik. So hierdie verskil tussen verbruik en produksie is waaroor dinge op die oomblik in die wêreld gaan, want dit gaan oor watter land gaan hierdie gaping vul, die FSA of Brazil. Hierdie gaping van styging in verbruik teenoor produksie. Gaan dit die FSA wees of Brazil? Brasilië het beslis die binnebaan as dit kom by sojaboon uitvoere na die FSA toe en lei die Amerikaanse pryse daaronder. Ons sien ook dat Brasilië oor dieselfde tydsverloop, beide grafieke begin by 99-2000, oor dieselfde tydsverloop het Brasilië se toename in produksie presies gestyg soos sojabone in die FSA in China se verbruik gestyg het. So Brasilië het beslis 'n binnebaan as dit kom by uitvoere. Hierdie syfer is iets wat verouderd. Hulle was teen die naweek reeds oor die 80% klaar gestroop. Hulle groot stroop begin in Maart, April, maak in Mei maand klaar. Hulle is oor die 80% klaar gestroop en hierdie syfer van Brasilië, die verwagte syfer vir 26-27 is ook weer oor die 180 miljoen. Ons in hierdie geval is die Argentynse en Braziliaanse produksie bymekaar getel, maar Brasilië het weer 'n groot oes van oor die 80 miljoen ton sojabone dan wat hulle gaan stroop op en hierdie is dan die toename in Suid-Amerikaanse produksie van sojabone wat opgemaak word deur die styging in FSA in Braziliaanse sojabone en Argentynse sojabone met baie lae eindvoorrade wat gedra word vir Suid-Amerika. Hulle voer dus omtrent alles uit soos wat China se sojaboonverbruik styg. Die tweede groot prysdrywer is natuurlik hierdie onsaglike styging tot en met vanoggend 7 April in ruoliepryse weens die Iranese oorlog. Daar was nog die laaste week in Februarie toe op Saterdag 28 Februarie het die oorlog uitgebreek. Dit is die eerste week in Maart en ons kyk hier na 'n 70% toename in ruoliepryse. Dit is die Kersgrafieke. Dit is Amerikaanse light sweet in minder as 40 dae. Dit is hoogs inflasionisties en in die proses het die spread tussen die FSA se crude light sweet en Brent olie waarmee ons meer bekend is, wat normaalweg $4 beloop het, gestyg na $14, is nou terug na 4, maar in die geval -4, soos wat Amerikaanse olie bokant Brent olie uitgespring het weens die dreigemente van 'n finale aanslag op Iran as die seestraat van Hormuz nie geopen word. So dit het
tot gevolg dat Amerikaanse sojabone, dit is by daagliks buitengewoon volatiel is. Ons het hier die sogenaamde megafoon projek struktuur, tegniese struktuur, wat in effek 'n omgekeerde driehoek is. Die apex van die driehoek lê hier op $11.41 en die kenmerk van 'n megafoon struktuur in tegniese analise is buitengewone volatiliteit. En ons sien dit ook hier. Hier was eerstens aan die begin van Februarie tot rondom die middel van Februarie weer eens 'n belofte van meer uitvoere uit die VSA vir 'n sojaboon uitvoere na China toe, net 'n belofte gegee die handelsoorlog tussen die VSA en China, net soos wat ons hier gehad het. Toe kom maar ewe skielik niks van nie, by the rumor selfde fact. Toe word die gerugte weer gekoop en hier in Maart het die oorlog uitgebreek met baie sterk oliepryse en hier in die middel van Maart, ten spyte van die sterk oliepryse, het Trump aangekondig dat weens die oorlog met Iran sy persoonlike besoek aan China met 'n maand of 2 uitgestel word en het ons hierdie geweldige daling van buite die megafoon struktuur tot binne in gehad en sedertdien het ons daar 'n baie volatiele maar tog sywaartse verhandeling van sojabone en het ons al hierdie bewegings op, af duidelik gevoel in ons mark dag na dag. Dit het ook 'n invloed gehad aanvanklik op korn in die VSA, aanvanklik die belofte van 'n besoek aan China en onderhandelinge met China om meer sojabone te koop, om dit tot niks en ewe skielik dit is daar, ewe skielik die oorlog, maar selfs dit het deurgewerk en nou is korn weer onder $4.72, 'n baie belangrike vlak in die VSA tussen bullish bo en bearish onder, maar ons sien dat die korn nie $4.72 kan handhaaf nie en meer as dikwels. Kyk byvoorbeeld hier op die linkerkant van die grafiek, amper 'n jaar terug, eintlik weer terugval onder $4.72 vir Julie korn en dit hang dan saam met hierdie skerp daling op 16 Maart in sojabone toe Trump sy besoek aan China uitgestel het met selfs 2 maande. So, dit is wat ons daar sien, teruggekom weens die oorlog, maar weer eens gedaal. Dit is ook duidelik dat korn op die oog af meer volatiel is, alhoewel ons nou nie hierdie buitengewone daling gehad het na buitengewone styging nie, meer volatiel is as sojabone en werk dit deur elke dag in ons pariteitsbewegings, met pariteitsbewegings wat uitermate volatiel is. So, in opsomming vir die 2 video's saam, hierdie tyd van die jaar gaan die Suid-Afrikaanse grane en oliesade bedrywe in reses, want ons groeiseisoen is agter die rug en ons oes begin. Die oorhoofse gevolgtrekking van die Suid-Afrikaanse graan en binnelandse oliesade bedryf is buitengewone groot voorrade, maar met die dreigement van 'n sterk El Nino in die komende groeiseisoen, en soos ek gesê het, tipies van 'n El Nino, het jy dikwels weer goeie reën in die voorjaar, dit is hierdie jaar 2026, maar met uitmergende midsomerdroogtes in 2027. Die VSA mielie en sojabone vir persoonlik volatiliteit. Ons het gekyk na korn, dit is 'n verpersoonliking van volatiliteit met geen, maar anderwoorde as mens 'n bewegende gemiddel sou getrek het, sou jy eendag bo en eendag onder al verder bo en onder gewees het. Dit is wat ek bedoel met 'n verpersoonling van volatiliteit deur eerstens die China se voorkeur vir Brasiliaanse sojabone
dit is tradisioneel die geval, maar sedert Trump aan bewind gekom het in die VSA, is daar ook 'n de facto handelsoorlog tussen die VSA en China. En natuurlik die oorlogspremie wat in ruolie ingebou is, en niemand kan sê wanneer een van hierdie twee drywers tot 'n einde gaan kom nie, veral nie die oorlog in Iran nie, wat op die oomblik blyk uit te kring na die groter Midde-Ooste toe, waar Iran selfs sy vorige bondgenote besig is om te bom met drones. So, dit verswaar die prysomstandighede, weens buitengewone volatiliteit, en dan het ons nog by alles nog volatiliteit van die wisselkoers, en wisselkoers word in aparte video's bespreek. Hou net in gedagte, hierdie is 'n vooruitskouing vir grane en oliesade, en is nie 'n vooruitskouing vir enige finansiële instrument nie.